Hier is 'n waarheid. Ons kan nie by die waarheid kom nie. Hy is hier. Maar wanneer Jesus kom, dan leer die Bybel af, vra Hilton, wat is jou waarheid? Vir ons wat by die vorige boodskap was, ek is seker ons het nou 'n bietjie gekyk by watter tafel ons eet. Amen. Ons het nie meer nou net aan gaan sit, ons let 'n bietjie op nou, Here het gepraat en ons wil graag luister. Want ons is mos nie meer van waar nie. Ja man, lyk my is nie so seker nie. Van waar is ons nie meer nie? Ons is, we are marching over to. Ons is van Jerusalem, ja. Ons is klaar met Babylon, amen. Ons eet nie meer by Babylon se tafels nie, nee. Ons eet by Jerusalem se tafel, amen. Waar die Here geklop het, ons het oopgemaak, hy sit saam met ons en hy hou maaltyd met ons hier in Jerusalem se tafel. Klaar met Babylon, prys die naam van die Here daarvoor. Vandag wil die Here weer weet wat is jou waarheid. Heel week, die Here het 'n saak aan met Botterrivier. Die Here het 'n saak aan met u, my vriend. Hy wil weet, hy weet om die waarheid te sê, hy wil hê u moet weet, wat is jou waarheid? Die waarheid omtrent jouself. Ons is opgemaak met ander mense se stories en ander mense se waarheid. Kom ons vra 'n bietjie Hilton, jy preek so lekker, wat is jou waarheid? Ek sit in die bank, sit en dink, ja, hy broer, moenie vir hom kom kwaai hou hier nie. Maar wat is jou waarheid wat so dink? Wat is die waarheid omtrent jouself? Vanaand vra die woord van die Here, my vriend, na wie luister jy? Wat is die waarheid? Na wie luister u? Na wie luister ek? Die eerste engel in Openbaring 14 het vir ons 'n baie eenvoudige, baie dringende boodskap gegee. Hy roep ons tot ware aanbidding, dat die God van die hemel, hy sê die God van die hemel moet gevrees word. Die God van die hemel moet heerlikheid toegeswaai word. Ons moet onthou dat die oordeel is nie 'n grappie, die oordeel is nie 'n droomie, die oordeel is nie 'n sprokie nie, die oordeel is 'n werklikheid. God sê, kom en my loon is by my. Jy by volgens die oordeel. Daarom sê die Bybel, die loon van die sonde is die dood. Om die waarheid te sê, jy werk om jou toe te gaan. Maar prys die naam van die Here, as jy vir Babylon werk, betaal hulle jou met die dood. Maar halleluja, hier in Jerusalem, daar word nie gewerk nie. Die genadegawe is die ewige lewe hier in Jerusalem. Jy moet werk vir die vyand om te brand, maar God sê, my genade is vir jou genoeg, dan kan jy 'n ewige lewe kry. Al wat ek vra is, gee my jou hart. Hoe swaar kan dit wees? Daarom sê, moenie die wêreld lief hê nie. Want die wêreld gaan verby, jy werk om te brand. Word liever Jesus lief, wat self gesterf het, sodat jy kan lewe tot in alle ewigheid in Jerusalem. Is die kosbaar? Is dit die kosbaar? Hierdie engel kom met 'n dringende boodskap in Openbaring 14, dat ons moet nou ophou speletjies maak en vir God aanbid. Die tweede engel waarsku ons dierbares. Openbaring 14 vers 8, en 'n ander engel het hom gevolg en gesê, geval het Babylon die groot stad, omdat sy die nasies laat drink het van die wyn, van die grimmigheid van haar hoerery. Babylon klink sommer so sonde. Hy klink sommer so onrein, so besmet, nie 'n goeie plekkie. Geen wonder, geval het Babylon. Dierbare Here roep ons in Openbaring 18 vers 4, kom uit daar uit my volk. U wat vanaand, u wat vandag,
U wat luister na die woord van die Here, is belangrik om te verstaan, as jy sê jy is op pad Jerusalem toe, en jy is moontlik in Babylon, God roep jou uit Babylon uit vandag. Hoe sal jy weet jy is in Babylon? Dalk het jy nog gister op by die vorige gediens gehoor, dat u nou eet om Babylonse tafel, terwyl u 'n diaken is, of selfs 'n ouderling, of 'n pastoor, of 'n priester, of 'n vader, of wat ook al is, jy eet by Babylon, maar jy kuier by God. Die Bybel sê, jy kan nie twee Here dien. God is 'n jaloerse God, hy val nie vir twee Here dienery nie. Kom uit daar uit my volk. As 'n dringende roep uit die hemel uit, my vriende. Ons het klaar besef, jy kan nie eet by Babylonse tafel nie. In Daniël hoofstuk 1. Daniël hoofstuk 1 gebeur in Babylon. Heidense Babylon. Daniël hoofstuk 2 gebeur ook in Babylon. En vanaand is daar 'n dringende vraag. Vandag is daar 'n dringende vraag. Na wie luister jy, my vriend? Wat is jou waarheid as dit kom by die gebruik van my ore of u ore? Ek kan nie moet verstaan. Die bron na wie ons luister. Is jy saam met my? Die bron na wie ons luister kan my rigting of my toekoms of my lotsbestemming ernstig beïnvloed. Luister wat sê Psalm 1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose nie. As die goddelose raad gee, wat moet 'n mens doen? Luister mos, né? En as jy na iemand toe gaan verraad, dan moet jy mos obviously luister. So die Bybel sê, gelukkig is die man wat nie in die raad van die goddelose, wat nie wandel in die raad van die goddelose, hy luister nie na die goddelose nie. En nie staan op die weg van die sondaars nie, want as jy by die sondaars staan en kuier, dan moet jy ook luister aan hulle. Gelukkig is jy as jy nie op die weg staan van die sondaar nie. En erger nog, gelukkig is jy as jy nie sit in die kring van die spotters nie. Want daar lag jy selfs vir mense wat van God 'n grap maak. Gelukkig is die man wat nie sit in die kring van die spotterie. As net twee weerdienbaar is. Ons het vandag in ons land of die wêreld deur klomp paaie waarop Christene loop, maar sover God betref, is daar net twee weë. Jy's op die weg van die regverdige of op die weg van die goddelose. Die goddelose sê Babylon se kant toe, die regverdige sê, oh, we marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. Ons reis is na Sion. Ons is op pad Jerusalem toe. Net twee weer die waar is. En die Bybel is duidelik in Psalm 1 oor die twee weer. En dit is logies ook. Vir my om te luister na iemand, ek moet hom vertrou. As ek 'n saak op die hart het, ek gaan na die broer toe en hy praat, ek moet vertroue in die broer hê. Is jy saam met my? Ek moet ook goed luister of wie ewe my raad gee of hy sinvol praat. As ek myself 'n kind van die Here noem, is ek nie geoorloof om sommer net te loop raad vra nie. Is jy saam met my? Ek moet baie kieskeurig wees na wie ek luister. Die bron na wie jy luister diebaar is. As 'n maatstaf in die woord van die Here
waar volgens die bron gemeet moet word. Luister wat sê Psalm 1 vers 2 van die man wat gelukkig is. Die Bybel sê die man se behaag is in die wet van die Here. En wat die man doen, hy oordink sy wet dag en nag. Die hele tyd het hy God in sy kop. So as iemand anders praat, die klink nie reg nie. Is jy saam met my? Jesaja 8 vers 20. Hy waarsku teen die mense wat so na die dooies toe gaan. Hy sê, as iemand, luister hoe sê die Bybel hierso, tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie. Is jy saam met my? As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen daggeraad het nie. Hulle het geen lig nie, my vriend. As iemand my raad gee en die raad is nie volgens die lig, regte raad nie, dan is hy soos iemand wat van die duisternis van Babylon is. 'n Ware kind van die Here, hy meet dit wat hy hoor aan God se woord. As ek hier kom in die gebied, ek kom praat met u allerhande mooi dinge, praat klipbaardie, u moet seker maak, Here, is hierdie man van die Here af. Here, het baat jy preek hard, hy spring hoog, hy is net gevaarlik, hy bid die mense om, maar ons hoor nie u stem nie. Here, die Bybel leer net daar, die man praat nooit van die Bybel, hy vertel net, ek was daar, ek is die ou, ek het soveel gedoen, ek het dat. Here, wanneer praat hy van u? Die Bybel sê, as hy nie volgens die woord praat nie, dan is daar geen lig in hom nie. Want die woord is die lig op my pad. Diebaar is, ons lewe in 'n era van die samelewing, in die tyd van die wêreldse geskiedenis, waar ons nie meer ons ore aan enige iemand kan uitleen nie. As jy op pad Jerusalem toe is, moet jy oppas na wie jy luister. Maak nie saak of het familie is nie. En maak nie saak of het ma se kerk is nie. Het maak nie saak of paaste familie van my is nie. As hy nie van God praat nie, dan is hy geen lig in hom nie. Nou wie luister hier, my vriend? Wat is jou waarheid? Is die woord van God die maatstaf waar volgens jy 'n Christen is? Of is jy maar net 'n Christen, want hy is 'n lekker paaste by die lekker kerk? Miskien was jy arm, toe help hulle jou, met 'n bietjie krag, 'n bietjie kos, en hulle het by jou kom bid hier hou, nou loop jy maar saam, jy het nie regtig lus nie, maar jy loop maar nou saam. As niks moet God en sy woord te doen nie. Nou wie luister jy, my vriend? Die Here is vanaand besorgd, vandag besorgd, oor na wie ons ore uitleen. Baie gaan in die helse vuur beland, omdat hulle nie omgegee het na wie hulle luister nie. Solank dit lekker klink, solank dit goed klink, solank dit mooi is, solank dit warm is, solank dit vurig is dit fyn, ongeag of dit God se woord is. Die waar is, ons kan nie meer speel nie. Ons kan nie meer kwaai wees nie. Ons moet nou sê, so sê die Here. As 'n voorbeeld in die Bybel van luister. Ek kan nie baie praat en nie self Bybel toe gaan nie. Ek is in Daniël 2. Ek hoop jy lees by die huis Daniël 1. Uit wie se hand jy gaan lees vanaand, moenie te vaak wees nie. Lees Daniël 2 en kyk of ek die waarheid gepreek het.
Die Bybel sê die Bereane, hulle het gaan kyk of Paulus hulle gepreek het volgens die woord. U moenie net amen en dan weet jy nie eens as dit die Bybel nie. U moet my meet aan God se woord. In Daniël 2 kry koning Nebukadnesar 'n droom. Ek vertel dit maar net vir u, want ek wil u uitdaag om die Bybel te lees. Blaai na Daniël 2:2 as die Bybel sê, is goed as jy die Bybel saam met my dra, saam met u dra, dit is 'n goeie teken van 'n Christen. So ons is in Daniël 2 vanaand. Die koning van Babylon het 'n droom gehad. Ons gaan nie vandag oor die droom praat nie. Ons gaan vandag praat oor die reaksie van die koning tot die droom. Wat hy nie kon onthou of wat hy nie kon verstaan en hy het na 2 verskillende bronne geluister. Ons vra mos nou, na wie luister u? Of na wie luister ek? Na wie luister die koning in die eerste plek? Wat sê die woord van die Here? Kom ons lees gou Daniël hoofstuk 2. Ek lees vir u vers 2 en 3, 1 tot 3. Hoofstuk 2, vers 1 tot vers 3. En in die 2de jaar van die regering van Nebukadnesar het Nebukadnesar 'n droom gehad, sodat sy gees onrustig geword het en dit met sy slaap gedaan was. Toe het die koning bevel gegee om die geleerdes en die besweerders en die towenaars en die galdeers te roep om vir die koning sy droom uit te lê. Toe hulle kom en voor die koning gaan staan. En sê die koning vir hulle, ek het 'n droom gehad en my gees is onrustig om die droom te verstaan. Hierbaar is ek en iemand nou mooi volg wat hier gebeur. Die koning droom. Die koning is gepla met die droom. Hy roep sy slim mense. Hy vergeet in Daniël 1 was Daniël en sy 3 vriende 10 keer slimmer as al die ander manne. Hy roep nou weer sy Babyloniese manne. Want hy hou van hulle. Hy glo aan hulle. Hy het vertroue in hulle. Is jy saam met my? Sy oor was gewoond om gestreel te word deur die fabels van Babel. Nou plaas hy droom om. Hy hoop nou die slim manne, maar hy sê wel, kykie manne, ek weet hoe kan julle my bedrieg. Ek gaan julle nie die droom vertel nie. Julle moet my sommer my droom vertel en my die uitlegging gee. Hulle kon mos nou toe nie, ek gaan gou weer vinnig die storie vertel. Hulle kon toe nie en uiteindelik eindig hy maar weer by Daniël. Want jy sien in Daniël 1 en in Daniël 2 kry jy Babylon en jy kry die God van Jerusalem. Babylon probeer sy beste, maar die God van die hemel seëvier. Eet by my tafel. Die kinders van die Here is 10 keer beter. Manne vertel my droom, julle Babyloniërs. Nee, ons kan nie koning, niemand kan nie. Maar Daniël, daar is 'n God in die hemel. Babylon moenie met God speel nie. Die God van Jerusalem is 'n magtige God. Die koning gee nie om nie. Hy roep by ouens. Kom manne, julle was met slim, hooggeleerde manne. Grade, toordokters, sangomas, alle sterrevoorspellers, al manne wat handpalm lees, koning roep net. Hy gee nie om wat by sy ore ingaan nie. As ek nie so is, dan is ons van Babylon. Weet jy hoekom is dit krities om op te let na wie ons luister? As 'n groot stryd aan die gang tussen God, ons hou Jerusalem die kant, tussen God en Satan. Satan soek jou bloed in Babylon. Die Here wil jou siel red in Jerusalem.
Nou die Bybel maak vir ons baie duidelik wat hierdie vyand se werk is. Die Bybel leer ons in Openbaring 12 vers 12, want die duiwel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ons weet waarmee is die duiwel besig. Hy het net dood in sy kop. Halleluja, maar prys die Here vir die Here van Jerusalem. Hy het gekom sodat ons lewe en 'n oorvloed van lewe kan hê. Hy is wonderbaar vir my. Wat is sy regte naam? Ons noem hom Saligmaker, want dit is sy regte naam. Die vyand is uit om te verniel, my vriend. Hy wil jou dood hê, daarom moet ons waak en nugter wees wanneer ons luister. Die tyd waarin ons lewe is mense om te sê, broer, ek het gedroom van jou. Broer, ek het 'n gesig gehad van jou. As hy nie spreek volgens hierdie woord nie, as daar geen lig in hy profeet nie. Mense wil nie God se woord optel nie. Hulle wil net loop lê, hulle droom en vir jou kom vertel, niks met God se woord te doen nie. Gebeur dit ook nie waar is? Ons moet nugter en waaksaam wees. God waarsku ons vandag. Ons moet elke liewe mens onder die son meet aan sy woorde, want my ewigheid is op die spel. Vyand is wreedbaar is. U moet oplet wat sê Psalm 1. Welgeluksalig is die man. U moet my nou mooi kyk. Ek gaan hierdie kant begin, by die goeie kant. Welgeluksalig is die man wat nie wandel nie. Hy loop nog daarom. En dan sê hy, gelukkig is die man wat nie staan nie. Is jy saam met my? En dan sê hy, nog gelukkiger is die man wat nie sit nie. As jy by die Here is, jy loop saam met hom. Maar soos jy kouer raak, begin rus jy. As jy 100 jaar hang jy, as agteruitgang. Toe jy nog gewandel het jy geluister aan die goddelose. Toe jy gestaan het jy nog geluister aan hierdie sondaars. Maar toe jy loop sit, toe lag jy vir God en die spotters saam uit, lag jy vir God uit. As agteruitgang, my vriend, in Psalm 1, en daarom waarsku die Here, ons moet mooi luister. Jy kan maar lekker loop, ek kan maar lekker loop, ek kan maar lekker draf even, maar ek moet oppas, as ek met God nie bedoel nie, dan sal dit nie lang wees nie, voor ek by die huis sit, terwyl my vrou maar alleen aan moet gaan. En die man wat die saam dienst toe kom nie, hy stap hier in die pad rond nie, hy sit voor die TV. Is dit so? Hy lê! Ja, is 'n windjie, maar hy windjie pla my as hy moet loop werkie. Die windjie pla my as hy agter 'n twakpil moet aanloopie. Maar na God se huis toe, as die windjie te koud, of die son is te warm, of haas 'n paar druppels, want hy het ook gewandel aan 'n dag, maar nou is hy leer. Pas op wie jy luister, my vriend. Partykeer raak jy glad so koud van aan kerkmense luister. Wat in Babylon is, met kerkklere aan. Die Bybel sê, as hy nie spreek volgens hierdie woord nie. En daarom moet ek in hierdie woord lees, sodat ons hom kan meet aan die woord. Genoeg, los ons Bybels by die huis. En ons amen maar net, sonder laat ons dit beproef met die woord van God. Ons het die woord nodig in ons lewe dierbaar is. Ons het die woord nodig in ons lewe.
Jy sien die vyand het 'n paar maniere, hy het baie maniere, maar ek gaan vir julle net so 3 noem, hoe hy ons laat luister aan hom. Hier in die geval van koning Nebukadneser, Daniël 2 vers 10 en 11, sê die manne wat die koning laat roep het van Babylon, die manne sê vir die koning, die ding wat jy ons nou vra is onmoontlik. As niemand wat vir jou kan vertel wat het jy gedroom en het nog veel uitlee ook nie. Die slim manne sê, is hopeloos koning. Hey man, jy kan sommer hoor, hy Babyloniërs ken nie vir God nie. Hulle ken nie die God wat vir die Rooi See sê, gaan oop en maak droog nie. Hulle ken nie die God wat vir die mure van Jericho sê, vir die kinders van die Here, stap julle maar net, ek is 'n magtige God, ek sal met hy mure deel nie. Man, hulle is van Babylon. Hulle sê nee koning, die saak wat jy vra is 'n hopelose saak. Die waar is, ek en jy moet oppas. Verkeerd geliefdes, wat partykeer vir ons sê, broer, dit is 'n hopelose saak. Want die God wat ek dien, ken nie iets van hopeloosie. Die God wat ek dien is magtig en hy is kragtig. As niks, die koortjie sê, my God is so groot, so sterk en so magtig, as niks wat my God nie kan doen nie. He's able, he's able. I know my Lord is able. Niks is onmoontlik vir my God die waar is. Ek glo dit met my hele hart. So wanneer daar gepraat word van hopeloosheid, nee broer, dit is 'n hopelose saak. Dan moet jy wonder, is dit nou 'n Babyloniër die? Broeder, hoe klink jy aan soos 'n Babyloniër? As jy nie op pad Jerusalem toe nie. Hoe staan jou saak, broeder? Die waar is, die duiwel is baie gretig om hopeloosheid uit te spreek. Jy kan maar werkloos wees. Jy kan maar werkloos wees. Die duiwel sal vir jou sê, kyk hoe lyk jou straat, amper al die manne is by die huis, man. Het baat nie en jy gaat nou hier nie. En nommer 2, jy ken ook nie mense nie. Weet jy wat preek die duiwel mos deesdae iemand tussen ons gelowiges? As jy nie iemand ken nie, kan jy nie inkom nie. Jy moet 'n connection hê, either by die munisipaliteit, of by 'n kontrak, of by iemand. Jy kan nie inkom as jy nie mense ken nie. In my lewe glo ek aan nie. Ek ken die God van die Bybel. Ek sê, Here, ek ken niemand aan nie, maar die wêreld behoort aan nie, en die volheid daarvan, hy is jou kontrak, Here. Dis die God wat ek dien, dierbaar is. Moenie vir my vertel van connections en backdoor en allerhande goed nie. Nee, jy hoef niemand te ken nie. Jy moet net vir God ken. Ek gaan nie nou vir u vertel wat die Here al vir my gedoen het. Ek gaan skrik. Kom ons bly by die woord. Ek praat op grond van selfondervinding. Ek dien 'n lewende God. 'n God wat gebede antwoord, 'n God wat alles kan doen. Moenie my hopeloosheid preek nie. Ek was hopeloos, verlore, toe sien daai God my raak en hy red my uit. Hy is 'n God wat die hopeloosheid hoop kan gee. So dierbaar is, moenie mekaar vertel, ai broer, ek weet hoe gaan dit. Ja, sê ons ken die God van die Bybel. Die ander ding wat die duiwel doen, dierbaar is, in die Bybel lees ons in 1 Samuel 28 van Saul. Hy was ongehoorsaam aan die Here, toe die Here hom verwerp, toe gaan hy, toe hy sien God wil hom nie meer antwoord nie, God wil nie meer met hom praat nie, toe gaan hy na die towerheks van Endor toe. Nou, wat soek 'n kind van die Here? By slim mense.
As jy saam met my? Die kinders van die Here sê deesdae vir jou broer, ek is gelowig, maar ken jy daai maar dis 'n ander saak. Ek moet na die antie toe gaan in daai dorp, laat hy antie die goed kan terugstuur. Nou vra ek vir jou, waar is jou God dan? As jy saam met my? Saul gaan die heks toe, nou weet hoe slim is die duiwel. Die Bybel leer vir ons in 2 Korintiërs hoofstuk 11 vers 14, geen wonderie, die duiwel, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Die duiwel sien hier kom Saul nou na sy gesande toe. Saul kom hier na sy gesande toe en die duiwel dink, wag, ek kan my mos verander na 'n engel. Hoe swaar kan dit wees om so Samuel te lyk? Hey, hier's ek is Samuel. Saul, ek het jou gesê, jy wil nie hoor nie. Nou klink hy net soos God gepraat het met Samuel. Partykeer praat die duiwel dieselfde ding as die Here. Nie omdat jy aan die Here luister nie, maar jy's omdat jy aan die heks luister. Want jou geloof is nie nou in God nie, jou geloof is in die toordokter. En as die toordokter praat soos iemand wat weet, dan versterk jy jou geloof in dit wat onrein en gruwelik in God se oë is. Al praat die toordokter, ook die Here is goed. Jy wil hê, jy moet na hom toe kom. Die Bybel is duidelik daaroor. Toordery, slim mense, palms, lesers, allerhande goed wat te doen is met wat jy dooies oproep, allerlei onsin. God vind dit as 'n gruwel in sy oë. Dis satanies, dit is uit die duisternis, dis uit die put van die hel uit, dis Babylonies, kom uit daar uit my volk. Ek en ek kan maar stilletjies gaan. As jy saam met my, ek gaan musiek om getuig en sê, die Baris, ek is so dankbaar, ek was by 'n Sangoma nie. Jy hou toe. Amen. Jy hou toe. Maar weet jy wat? Die Here ken jou waarheid. Wat is jou waarheid? Nou wie luister jy my vriend? Saul is 'n goeie voorbeeld vir ons. Bely jou sonde en keer na God toe. Moenie te hoogmoedig wees om in jou skuld te val nie. En jy moet verstaan, Saul het nie besef dat God ernstig oor gehoorsaamheid is nie. As baie mense wat sê, halleluja, prys die Here is goed en almal, maar by die Here is gehoorsaamheid 'n baie ernstige ding. Vra maar vir Eva. Want as die duiwel nou nie saam in die Sangomas praat nie, dan kom hy mos soos deur die slang. Is dit waar wat God gesê het? Julle mag niks van die bome eet nie. Die vader van die leuns is die duiwel self. Eva sê nee, God het gesê ons mag nou nie van al die bome eet nie. Ons moet net nie van die middelste boom eet nie. Want dan gaan ons sterwe. En die duiwel sê julle sal gewis nie sterwe nie. God het vir Adam gesê julle gaan sekerlik sterwe. Hy kom en hy sê julle sal gewis nie sterwe nie. En Eva vat Satan se woord. Nou wie luister jy my vriend? Jy sien sy het met die duiwel geselskap gehou. Ek en u, as ons met die duiwel kuier, ons gaan laaste kom. Ek en u is 30 en 50 en 60 en 70 in die jare oud. Hy vyand kom lank aan. Hy hou ons dop. Hy weet waar lê ons swakhede. Ons werk is nie om met die duiwel te peter nie. Ons moet nie sonder die wapenrusting van God beweeg nie.
Want ons stryd is nie teen vlees en bloed, die dierbares. Ons moet hom in die naam van die Here aanvat. Nou wie luister jy, my vriend? Wanneer die duiwel met ons begin gesels, dan lok hy ons in tye uit. Het jy gesien? Het jy geruik? Die bloeddruk is 'n bietjie hoog, maar vat 'n stukkie, man. Suiker is 'n bietjie hoog, maar nie worry nie, jy gaan weer blaas drink. Sit by Babylon se tafel, jy het 'n bottel als daar by die huis. Jy sien net hy kos, maar die geselskap waar hy uitkom, wat in jou ore gaat kom, hy het klaar beplan. Jy gaat huis toe, moeg geskinder van jou eie dierbares. Nou wie luistert jy? Dierbares, wanneer ons met die duiwel geselskap hou, dan saai hy twyfel oor God se woord in ons hart. En God se woord is onveranderlik. Hy gaan nie teen sy woord nie. As hy gesê het, jy mag nie steel nie, hy gaan nie sê, jy kan maar steel as jy nou 'n bietjie onder die bel betaal word nie. Hy het klaar gesê, jy mag nie steel nie. Punt! Maar as jy met die duiwel geselskap hou, dan gaan jy goeie rede kry om te begin steel. Want hy's goed daarin om twyfel te saai. Hy's goed daarin om vir jou te laat wonder, gaan jy dit maak? Jy weet self. Dierbares, ons moenie met die vyand kuier nie. Die wyse, die regverdige, hy oordink sy wet dag en nag. Welgeluksalig is die man wat op die pad van die regverdig is. Hy oordink God se wet dag en nag. Sy behaas in die wet van die Here. Die Bybel leer ons in Kolossense, bedink die dinge wat daar bo is. Ons moet ons nie besig met die vyand hou nie, dierbares. Vra vir Eva, dit het nie oor die vrug gegaan nie. Dit het oor ongehoorsaamheid gegaan, oor wat God gesê het. Daar was nog baie vrugte, maar dit het nie oor die vruggie gegaan nie. Dit het gegaan oor God het gesê. My vriende, na wie luister u? Die vyand gebruik nie meer die slang nie, want ons sal weet is hy, ne? As daar nou 'n slang in die tuin gaat praat, dan sê jy, wow, Lucifer, ga weg. Hy gebruik nou ons familie. En dan sê hy nogal, die Here het vir my gewys. Ek moet vir jou sê. Hier is die maatstaf, dierbares. As jy hom gehoor het en dan sê jy vir jouself, is dit woord of is dit nou die man van Babylon? Hy gebruik kollegas by die werk. Hy check waar is jou ore. Ek en u moet nou geset met God wandel. Want die vyand soek hy ore. Hy gebruik die wat naby jou is. Die wat jou gewoon stel. Mense wat op jou senuwees werk. Mense wat jou vlei. Mense wat jou laat lekker voel. Hy studeer ons. En hy wag sy beurt. Daarom sê hy, welgeluksalig is die regverdige wat God se woord oordink. My vriende, ons moet nou geset met God wandel. Ons kan nie meer Here, Here nie. Ons moet wandel met hom. Ek hoop jy verstaan wat ek probeer sê. Ons kan nie meer net tevrede wees om mooi te lyk op ons kerkdag en Bybel onder die arm nie. Elke dag moet ons lewe vir die God van die hemel. Elke uur. Jesus in my hart. Ek moet nie meer lewe nie, maar Christus moet in my leef. Dierbaar is om 'n Christen te wees. Is nie 'n kerkding. Is nie 'n mooi lyk ding. Is nie ek het nie meer, ek rook en drink nie meer ding nie.
Dit is 'n afsterf van die ou self. En ek lewe nou vir God in Christus. Mense sterwe in sonde. Want die kinders van die Here luister nie aan die stem van die Here nie. Ons luister ook maar wat almal luister. Ons is baie keer gelowiges, maar as ons 'n selfoon inplak, dan speel Babylon se musiek. Is jy saam met my? Ek lei sangdiens uit, ek lei praise and worship uit, maar as dit maandag is, dan speel Babylon se musiek. Dan sê die kinders van die Here, nee broer, dis maar net love songs. Broer, ek luister nie dit, ek luister nie dat, ek luister net dis mooi. Broer moet self luister. Nee, ek wil nie worry, as genoeg van Jerusalem se goed, wat vir my ore bedoel is. Kies dan vandag vir wie jy wil dien. Jy kan nie by jou chommies by die werk Babylon musiek vra. In Sondag of Saterdag of by die diens, wil jy vir jou chommies sê, jy moet jou bekeer my vriendie. Hy gaat net sê, maar hy dink voor hier man. Môre by die werk sê vir jou, hey, jy is nogal gevaarlik. Jy klink nogal kwaai. Is maar net 'n klinkende metaal. As niks in jou nie. Want jou ore is heel week in Babylon. Die woord van die Here is duidelik, jy kan nie twee Here dien nie. Ja, maar broer, ek is jonk. En Daniel en sy vriende was jonk. Jesus was jong. Josef was jong. God is niks met ouderdom te doen. As jy verstaan, moet jy hom dien met 'n volkome hart. Na wie luister jy, my vriend? Na wat luister jy? Waarna laat jy ander mense luister? Werk jy vir Babylon, laat jy ook sê, jy moet die song hoor, my broer. As jou phone in die kerk lei, dan speel Babylon se musiek. Moenie met God speel, my vriend. As jy te skaam is om 'n koortjie op jou phone te laat speel, dan is jou hart in Babylon. Die waar is, ek wil hê jy moet my baie mooi verstaan. Die God wat ek dien, word nie meer gespeel nie. Hy is nie besig met speelietjies nie. Hy bedoel wat hy sê. Luister jy na sterrevoorspel? Vat jy ook die son en lees vir Suster Mona? Luister jy ook vir Suster Mona, kerkkind van die Here? Elke dag, waar is die son? Loop jy met 'n Bybel? Of loop jy elke dag ook met jou son? Want jy wil hoor wat daar aangaan. Die slegtigheid van mense. Verlustig jy jou in, maar jy wil hier sê, amen. God laat hom nie bespot nie. Die Bybel sê, moenie dwaal nie. Kyk, ons ook John Edwards, wat vir mamma oproep, vir papa oproep. Ons is gelowig, as die Bybel sê, die wat gesterf het, hulle gaan graf toe, hulle het nie meer deel wat onder die son ingaan nie. Ons kyk ook John Edwards, joh, is waar, kyk wat doen hy man, is duivels. Nou wie luister hier, my vriend, wat is jou waarheid? Wat is jou waarheid, my vriend?
Jy sien as ons luister aan die vyand. As ons luister aan die vyand. Hy is van Babylon. Babylon beteken eintlik verwarring. Jy weet nie regtig watter kant toe gaan jy met Babylon. Babylon verteenwoordig valse godsdiens, afgoderry, dwaalleer, verwarring en ons gaan so aan, maar ons Here die hele tyd. Die Here roep ons uit. Gaan uit my volk Jerusalem toe. Die vyand wil ons weg van God aflei. Geen wonder die Here roep ons om uit Babylon uit te kom nie. Maar die hoofstuk eindig hier op 'n slegte noot nie. In Daniël in 2 vers 13 gee die koning 'n bevel dat almal moet doodgemaak word want hulle kan nie sy droom antwoord nie. Hulle het hom gesê is 'n hopelose saak en hulle soek toe vir Daniël en sy vriende ook om hulle dood te maak en Daniël kry te hoor van die storie en hy sê, "Ey, laat ek net met die koning gaan praat." En hy sê vir die koning, "Moenie worry nie. Gee my net 'n kans. Laat ek met die God van die hemel praat. My God is so groot, koning, as niks wat my God nie kan doen nie." Vers 18 sê, en hulle het barmhartigheid van die hemel, moes hulle afgesmeek het oor die geheim. En daarop sê vers 19, is in 'n naggesig die geheim aan Daniël geopenbaar. Toe het Daniël die God van die hemel geloof. Dis 'n belangrike punt hierbaar is. As God deurkom, loof vir God. Is jy saam met my? As God vir ons deurkom, moet God geprys word. Nie die prediker, nie die dokter, nie die voorman nie, maar die God van die hemel. Vir wie prys u? Is dit nou daai raad wat jy gekry het? As jy 'n dokter soos dokter Dinges, van ek by hom gewees het, maar jy vergeet die dierbare is dit ingestry by die God van die hemel om vir die dokter die wysheid te gee. Daniël sê nee. As jy van koning, ek is Daniël. Jy moet nou besef, Daniël is nie sommer so nie. Ek eet groente en water nie. Nee, koning, daar's 'n God in die hemel. Hy sê vir die koning, koning, die geheim waarna die koning verlang, vers 27. Die geheim waarna die koning vra, kan die wyse manne, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie. Maar, vers 28, daar is 'n God in die hemel. Nie enige God nie, die God van die hemel. Wat geheime openbaar. En hy het koning Nebukadneser bekend gemaak wat aan die einde van die dae sal gebeur. Die God van die hemel is nie net magtig nie. Hy ken nie net die verlede nie. Hy ken nie net die hede nie. Hy ken die toekoms. Die ware God se ingryping het nou almal se lewens gespaar. Lees Daniël 2. Koning het gedroom van 'n groot beeld en ons is nou volgens die Bybel se profeseë, ons lewe nou hier al by die voete, by die laaste dae van hy beeld, want God se voorspelling is akkuraat, want hy is God. God se woord sê vers 45, is waar en betroubaar. Is belangrik vir ons om te onthou, is nodig, is die beste om na die God van die hemel te luister, want sy woord is nie net die waarheid nie, is 'n betroubare woord. Hoeveel keer word ons teleurgestel van luister aan enige Jan Rap en sy maat. Die waar is die Here waarsku vanaand, vandag ernstig. As ons die hemel wil sien, sal ons nie net moet kyk waar ons loop nie. Ons moet luister of ons op die regte pad is.
As iets ons pla of ons bekommer, en ons kan dit nie verstaan nie, los die duiwel in sy trawante in Babylon. Gaan in jou binnekamer. As 'n lied wat sê, tell it to Jesus alone. Die waar is, dit betaal om jou lot vir die Here te gee. Dis nie moeite werd om die Here te vertrou met wat ook al. Vat vir God op sy woord. Moenie 'n antwoord soek wat jou pas nie. Dit sal die duiwel jou gee. Laat God jou antwoord soos wat jy nodig het. Baie keer weet ons wat die Here gaan sê. Dan vermy ons die Here. En ons soek hier 'n antwoord. En ons gaan Babylon toe, sodat ons ore gestreel kan word. Die waar is, na wie ons luister, gaan ons se ewigheid bepaal. Luister na die stem van die God in die hemel. As u sy woord lees, ondersoek, tyd maak vir sy woord, is u 'n Bybelleser. Baie mense is jare by die Here, dan het hulle nie eens 'n Bybel nie. Selfoon op selfoon, maar jy het nie eens 'n Bybel nie. Wanneer laas het jy net 'n bietjie jou Bybel gevat, as dit die kerk is nie? Het ek en u die vermoë om 'n Wangu of Sewende Laan of Bold of Duis of wie ook al af te sit en die woord van die Here op te tel en hom te lees? Jy kan nie sy stem ken as jy nie sy woord lees nie. Hy sê in Johannes 10, hy is die goeie herder en sy skape ken sy stem. As ek en u nie sy woord vat nie. Ons vat maar net pastor se woord. Ons vat maar net oudie se woord. Ons vat maar net priester se woord. Ons vat maar net onder die diaken se woord, vader se woord, die paus se woord. Ons vat maar net 'n woord ongeag of dit uit God se woord uitkom. Ons moet wakker skrik, geliefdes. Die tye waarin ons lewe, moet ons die Bybel optel. Die woord van die Here waarsku ons in die laaste dae teen valse profete. As miskien mense wat vir u sê, ek gaan nie so na enige kerk toe nie. Ek kom nie saam na die kerk van God toe nie, want daar is 'n valse profeet. Hy moet meet aan die woord van die Here, nie wat hy dink nie. Die waar is, die Here smeek vanaand. Die Here smeek mooi vandag. Asseblief my kind, leer ken my stem. Sodat jy die verskil kan ken. As jy my stem ken, sal jy hoor, is Hilton van my af of nie. Ons moet God se stem leer ken, die baas. Want die Bybel sê, wanneer hy sal kom, gaan hy kom in 'n geroep. En as jy nie sy stem ken nie, hoe sal jy weet? In Daniël 2 lei Babylon weer 'n neerlaag teen die ware God. Babylon se slim mense kon nie, maar die God van die hemel sê, dit is die droom, dit is die uitlegging, is betroubaar en is die waarheid en dit het net so gebeur tot vandag toe. Kom uit daar uit, my volk. Die waar is,
kom uit Babylon uit Jerusalem toe. Die oproep is eenvoudig vanaand. Na wie luister u? Wat is u waarheid? Omtrent u self, my vriend. Openbaring 18 vers 4 is duidelik. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê. Gaan uit daar uit, my volk. Sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Die Here smeek vanaand. Hy soebat vanaand. Daar waar ek vanaand kom sê ons, hy lek ons vanaand. Gaan uit daaruit, my volk. As jy 'n ware kind van God wil wees, my vriend, die Here roep ons tot ware aanbidding. Ware aanbidding van die enigste ware God. En hom alleen. Ek wil vanaand vir die Here sê, Here, help my. Help my. Ek wil vandag vir die Here sê, Here, help my. As daar moet geluister word, laat ek net aan u luister. As dit u begeerte is, staan saam met my asseblief. Om net aan die God van die hemel te luister, staan saam met my asseblief. Kom ons bid saam, diebares. Baie dankie, Here, dat u ons nie aan ons lot oorlaat nie. Here, ons het nie besef hoeveel het saak maak na wie ons luister nie. Ons het nie besef ons moet puntenerig wees oor na wie en na wat ons luister nie. Vandag kom ons om te bely en te laat staan. Vergewe ons asseblief, Here, vir die menigvuldige kere wat ons geluister het na Babylon en na die duiwel self. Neem besit van ons ore, Here. Neem vanaand, neem in hierdie uur besit van ons ore, asseblief, Here. Geef vir ons 'n honger vir u stem. Geef vir ons 'n wakkerheid om die woord op te tel en na u stem te luister deur die woord, sodat ons u stem goed kan leer ken. Here, ons wil nie meer kerkie speel nie. Ons wil nie meer na goeie mense net lyk, Here. Ons wil ware kinders van u word. Wanneer die wêreld van ons praat, leer u ons in die woord, dan moet hulle praat op grond van ons goeie werke. En u verheerlik. Ek bid vir ons elkeen vandag. Here, ons is behoeftig aan u. Ons het gedink ons was reg vir u. Maar ons sien nou, ons het nog baie kort. Ons vra vanaand, moenie nou al kom, Here. Red ons eers uit. En daar's nog soveel ander vir wie ons moet gaan waarsku om vriendskap met u te sluit, sodat hulle vrede kan hê. Neem vanaand besit van ons lewens. Vir ons wat graag na die duiwel se geselsies geluister het. Ek bid dat u Gees ons sal weghou daar. Vir ons wat dit op ons selfoon het, Here, ek bid dat u vir ons die krag sal gee om te delete, Here. Dat God verheerlik sal word in ons ore van vandag af. Dat ons na u sal luister, al sien niemand ons nie. Help ons by die werk. Help ons by die huis. Help ons by die winkel. Help ons op die straat.
Help ons waar ons ook al gaan, dat U alleen tot ons sal spreek. En wanneer die vyand probeer, Here, help ons om die vyand te bestraf in die naam van die Here. Vir die vyand te sê, ek luister nie na sulke goed nie. Ek luister nie aan stories nie. Ek stel nie belang aan skindery nie. Moenie vir my hy musiek gee nie. Ek is 'n kind van die Here. Gee ons 'n ruggraat, Here. Is tyd dat die kinders van die Here 'n ruggraat kry, Here. Help ons, Here. Want ons kan nie onsself help nie. Ons vertrou ons lewens vanaand aan U toe, meer as ooit tevore, Here. As ons hier uitgaan vanaand, wil ons veranderde mense wees. As ons wegstap van hierdie boodskap, wil ons deur U verander wees, Here. En gee ons die Gees om ons te lei in alle waarheid, Here. Bring ons weer terug na U woord toe, soos wat dit U behaag. Ons eer U en ons prys en ons loof U vir U kosbare woord. In Jesus se naam. Amen.